Vader in die hemel, ons is dankbaar vir die oomblik wat ons het, om in u huis te vergader, Here. Ons is dankbaar ook, Here, dat u met ons was deur hierdie week, dat ons hier vandag kan wees, by mekaar, saam te kan sing, saam in u woord tyd te kan spandeer, maar so ook tyd met u te spandeer. Ons vra, Here, dat u asseblief ons naby sal wees in hierdie tyd, dat u van sitplek tot sitplek sal gaan, en ons elkeen se harte sal aanraak vir die woord vanoggend. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan my kant af. En dit is goed om hier by Philadelphia Kerk te wees vir 'n slag. En ek wil net vir Wandre en Michaela baie dankie sê vir julle uitnodiging. Ek waardeer dit opreg. En ons is hier vandag vir die jeug. En natuurlik ook bietjie, laat die jeug ook vir hulle dag ook tyd kan spandeer en so ook bietjie betrokke kan raak in die gemeente, is dit nie? Ek wil ook groete vir julle sê van Jelosdal en Mountain View gemeentes, so ook van leraar Rudolf hulle, en hulle stuur vir julle almal groete en ja, voorspoed. Ek wil graag vra dat julle saam met my sal blaai vanoggend na die boek van 1 Konings. En ons gaan kyk na hoofstuk 19. 1 Konings hoofstuk 19. En ons gaan begin by vers 1. Konings hoofstuk 19 vers 1 tot verder. Ek lees uit die 2020 vertaling, maar julle is welkom te volg in die Bybels wat julle in julle hand het, en dit lees soos volg. Dit sê: Toe Agab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het, en hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê: Mag die gode my swaar straf, as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak en uit vrees vir sy lewe pad gegee. En toe hy in Berseba, wat aan Juda behoort, aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dag reis ver. Daar aangekom het hy onder 'n witbesembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê: Dit is nou genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele witbesembos. Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê: Staan op, eet. En toe hy rondkyk, is daar sowaar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê: Staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink, en met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan en daar oornag. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en hy het vir hom gesê: Wat maak jy hier, Elia? En hy het geantwoord: Ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, die altare het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. Ek het oorgebly alleen en hulle soek my lewe om dit te neem. Ons lees net tot dusver. Ek dink kom ons begin weer met 'n gebed en dan sal ons voortgaan. Ons Hemelse Vader, ons wy hierdie tyd aan U toe. Ons vra, o Heilige Gees, dat U teenwoordig sal wees vandag met ons. En so ook met vanoggend se boodskap. Dit is my gebed in Jesus se naam. Amen.
Miskien klink die volgende woorde dalk bekend. Ek voel nie goed genoeg nie. Dit voel of dit wat ek gedoen het net verniet was. Ek voel ek is in almal se pad. Ek voel ek het nie meer 'n doel om hier te wees nie. Hierdie was die woorde van Jason toe hy by 'n beraader gesit het. En op daai stadium van sy lewe het hy depressief gevoel. Hy het gevoel dat hy minderwaardig was. Hy het gevoel dat hy doelloos was op hierdie plek van sy lewe. En hierdie woorde wat hy gee, skree uit op hoop en dat hy skielik moed verloor het in die lewe. Dit is asof hy teen 'n muur vasgeloop het. En in sy oë het hy geen waarde in sy identiteit gesien nie. Hy kan nie eers die toekoms voor hom sien nie, en al wat hy sien, is sy omstandighede. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as ek iemand soos Jason ontmoet, dan wil ek graag hierdie persoon help. Ek wil graag bietjie kyk wat ek kan doen vir hierdie persoon, sodat hulle weer op hulle 2 voete kan staan en weer kan sê dat hulle lus het vir die lewe. Ons wonder partykeer watter woorde hierdie persoon kan help in die lewe, asof dit nou mismoontlik hierdie persoon sal beter voel, en of daar iets is wat 'n oplossing kan vorendag kom, laat ons ten minste hierdie persoon kan help. Ons wonder of dit dalk kan help om vir hulle te bid. Ons wonder of dit kan help om hulle by te staan, of selfs om hulle net bietjie uit te vat. En partykeer help dit ook, om hulle bietjie uit te vat om iets te gaan doen. Daar kan verskeie dinge wees, soos stamp en bowling, of net ten minste 'n koffie by die restaurant. Maar soms is ons self die mense wat dalk daai hulp nodig het, is dit nie? Miskien het ons dalk 'n identiteitskrisis, waar ons dalk verward of onseker is oor waar ons nou in die lewe staan. Laat my dink aan die verhaal van Elia. Elia, net om 'n bietjie 'n agtergrond te skets van wie hy is. Hy was 'n profeet in die tyd van koning Agab gewees. Hy was die een wat na koning Agab toe gegaan het met 'n boodskap, dat daar geen reën gaan wees vir 'n rukkie nie, as gevolg van die ongehoorsaamheid van die Israeliete. Hy was ook die profeet wat vir Agab en die Israeliete en die 450 Baal-profete op die berg Karmel bewys het dat die Here die enigste God is. Maar hy was ook die profeet wat gebid het vir reën en sy geloof gebaseer het op 'n wolkie wat so groot is soos 'n man se hand. En met dit in gedagte het hy gehardloop vooruit met die geloof dat hy weet dat daar groot reën op pad was. Maar dan as ons verder in sy verhaal kyk in 1 Konings 19, dan vind ons iets wat skielik heeltemal hier draai. Dis asof die storielyn 'n bietjie anders te draai as wat ons verwag het van so iemand af. Jy sien, as ons begin lees in 1 Konings 19, dan sien ons Agab vir Jezebel vertel wat presies Elia gedoen het op die berg Karmel. En dit natuurlik het haar so woedend gemaak, dat sy op die ou einde 'n boodskapper gestuur het na Elia, wat dan vir haar gesê het, en ek gaan hierdie nou gedeelte in die boodskapvertaling lees. Dit sê, as jy nie binne 24 uur, of as ek jou nie binne 24 uur doodmaak, soos jy die Baal-profete doodgemaak het nie, moet die gode my maar laat sterf. Interessant, die manier hoe sy gereageer het, uit woede uit, dat sy dit kon sê. En op die ou einde het Elia daai boodskap gevat, asof 'n klip hom getref het. En sonder om 2 keer te dink, het hy gevlug. Hy het sy dienaar agtergelaat by een van die dorpe in Juda, en hy het verder gereis
na die woestyn toe. En daar het hy onder 'n besembos gesit en gewens dat hy eerder moes doodgaan. En dit is interessant, ons na sy woorde kyk, sien ons is baie duidelik. Hy sê, dit is nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. En met daai woorde gesê, het hy dadelik aan die slaap geraak. En dis vir my vreemd. Hier vind ons Elia, 'n populêre profeet wat skielik nadat hy 'n boodskap van 'n koningin ontvang het, waar hy net skielik depressief geraak het, waar hy net gewens het dat hy eerder wil doodgaan. Mense sou dink na sukses wat hy behaal het vir die Here op die berg Karmel, sou hy meer geloof en meer selfvertroue gehad het. En mense sou dink nadat hy alleen gestaan het voor 450 Baalprofete, voor die Israeliete en voor Agab en sy manne, sou hy meer vertroue in die Here gehad het om hom te beskerm teen koningin Isebel. En dit laat my wonder, wat het verkeerd gegaan? Wat en waar het dit verkeerd gegaan? Ja, hy het bang geword vir sy lewe en hy het gevlug. Hy het depressief geword, ja, maar hoekom? Hoekom dink julle het dit gebeur? Die antwoord wat ek gekry het, en dit hoef nie noodwendig dieselfde antwoord te wees as wat julle het nie, maar die eenvoudige antwoord wat ek kon kry, is dat hy bloot eenvoudig sy geloof op God verloor. Hy het sy identiteit as profeet van God het basies op die spel gelê, en hy het eenvoudig daai twyfel gehad as hierdie profeet van God, daai werk wat hy gehad het, daai verantwoordelikheid wat hy gehad het hy getwyfel in. Hy het nie meer kans gesien om verder te gaan met die werk wat die Here vir hom gegee het nie. Maar miskien is ons in dieselfde skoene as in Elia. Ons het dalk al soveel energie en krag, het ons al betrokke geraak by die dinge van die kerk en met die Here se dinge, en ons het miskien 'n geestelike hoogte, kom ek noem dit maar 'n spiritual high, ervaar. Maar miskien het daar iets onverwags gebeur. Miskien het iets wat jou geloof in God gehad het, miskien het dit basies 'n oorsaak gegee dat jy jou geloof in God verloor. Miskien het jou identiteit op die spel gekom en jy het net gevoel dat jy ewe skielik net wil weghardloop. En in die momentum besluit ons dat ons nie meer betrokke wil raak nie, en miskien was dit al so erg dat ons verder van die Here af wegdryf, soveel so dat dit ons identiteit as kind van God bevraagteken. Met ander woorde, it questions our identity in God. Hoeveel van ons het nie al so gevoel nie? Hoeveel van ons het nie al so gevoel nie? En ek sou dink dat teen die tyd, wanneer ons hierdie verhaal van Elia lees, sou ons gedink het dat die Here het van Elia vergeet. Maar dan sien ons in vers 5, en as julle Bybels het, kan julle daar volg ook, vers 5 in 1 Konings 19, dat sê hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele witbesembos, en skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op, eet. En toe hy rondkyk, is daar sowaar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Gelukkig stop die storie nie daar nie. Ons sien die tweede keer wat die engel van die Here na hom toe kom en hy raak hom toe weer aan en hy sê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Met ander woorde, die pad is nog vir hom lank. En hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. En met die krag van daardie voedsel het hy 40 dae en 40 nagte geloop,
tot by Horeb, die berg van God. En daar het hy in 'n grot gegaan, en hy daar oornag. Dit is eintlik so wonderlik om te sien hoe die Here nog steeds vir Elia bygestaan het, al het hy sy geloof in hom verloor, al was hy besig om weg te vlug. En so het die engel van die Here vir hom kos gegee en natuurlik water, tot hy krag gehad het om vir 40 dae lank in die woestyn te reis. En dit wys vir my, die Here het nog steeds vir Elia met soveel omgee en liefde hanteer, al het hy geloof in hom verloor. En dit laat my dink, het die Here my verlaat in die tyd wanneer ek getwyfel het in hom? Het die Here my regtig verlaat toe ek nie meer geloof gehad het in hom nie? Die antwoord is nee. Hy het my nooit verlaat nie. Hy het ons nooit verlaat nie. Al het ek in hom getwyfel, al was ek ongelowig in hom gewees. Dit laat my dink, toe ek in my 2de jaar van studies was, het ek deur 'n baie moeilike tyd gegaan. En dit was in 2020 gewees, ek onthou nog baie goed. Dit was in daai stadium waar ek finansiëel probleme gehad het met my studierekening, as ek dit so kan stel. En ek wil nou nie geld op 'n Sabbat praat nie, maar op daai stadium was ek R23.000 agterstallig gewees. Dis nogals 'n paar rand. En ek onthou, ek het na die kantoor toe gegaan en ek het vir hulle gevra, het julle al nuus gehoor? Het julle al gehoor of daar enigiets al ingekom het? En hulle antwoord was, nee, ons het nog niks gehoor nie. Maar met dit in gedagte het hulle toe nou vir my gesê, maar jy kan so lank, ek gaan nou maar die Engelse woord gebruik, want ek weet nie wat die Afrikaanse woord nie, jy kan so lank provisional registreer, wat dit dan beteken dat ons gee jou 'n sekere tyd wat die geld moet inwees, maar jy kan so lank jou klasse doen. Ek dink toe nou, okay, ek vra toe vir hulle, nou wat is die datum? En die antwoord was 6 April. Nou onthou, dit was nog voor COVID nog hier in Suid-Afrika ingekom het. En op daai dag wat ek gevra het, was hier by 14 Februarie gewees. En ek onthou, met dit in gedagte, nou dat ek provisional geregistreer was, het ek gegaan na my huis en ek het daar ingekom en ek het op my knieë geval en ek het gebid. Ek sê, Here, ek weet nie waar gaan ek hierdie geld in die hande kry nie. Ek het geen idee nie, ek weet nie waar gaan ek dit kry nie. Maar as u wil hê, en dit is interessant hoe ons redeneer op hierdie manier, as u wil hê dat ek iets anders te moet gaan doen, laat dit dan gebeur. Sien hoe redeneer ons baie keer. Ons het twyfel want ons voel, ons gaan nou binnekort uit, byvoorbeeld. Maar die volgende woorde in my gebed was, maar as u wil hê, ek moet voortgaan met my studies, voorsien asseblief die fondse. En ek het dit net so gelos, en ek het aangegaan met my klasse, en ek onthou, soos ek dink dit was 2 weke later, toe ek klas toe gegaan het, 8:00 die oggend, ek dink dit was die 26ste Februarie gewees. Ek het klas toe gegaan, soos normaalweg, en ek het teruggekom, en die oomblik toe ek by die huis aankom, vang my foon die wifi, en ek kry 'n e-pos op my foon. En dit was van die college. En ekskuus, dit gaan baie professioneel klink wat ek nou vir julle gaan sê wat die e-pos gestaan het. Maar dit sê, geagte meneer, ons wil net vir jou sê, jy is volledig geregistreer. Omdat ek het 'n oomblik van twyfel gehad, dat die Here moontlik nie sou voorsien het nie, maar ten spyte van daai twyfel, het die Here nog steeds voorsien
in my studies. Ons gaan terug by Elia. Ons sien later in daai storie van Elia, dat hy later in 'n spilonk was, of althans 'n grot as jy wil. En die Here kom na Elia toe met 'n eenvoudige vraag. En hy vra hom, wat maak jy hier, Elia? Wat maak jy hier so? Wat presies maak jy hier? En dit is interessant om te sien wat Elia se antwoord was. Vers 10 sê vir ons, hy het geantwoord, ek het met volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat. Die altare het hulle afgebreek en u profete met die swaard om die lewe gebring. En ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe om dit te neem. En as ek dit nou in eenvoudige Afrikaans kan sê wat Elia gesê het, hy sê, ek het alles vir u gedoen, Here, maar nog steeds het niemand geluister nie. En ek is die enigste een wat oorgebly het, maar nou wil hulle my ook doodmaak. Ek voel ek het nie meer 'n doel om te lewe nie. Ek weet nie meer nie. En hier staan 'n profeet, sonder geloof, met twyfel, met 'n identiteitskrisis en 'n gevoel van geen hoop. En vir Elia het dit gevoel asof dit wat hy gedoen het, alles verniet was. Nou, as ek bietjie kyk na die antwoord wat Elia gegee het, dink julle daai antwoord wat hy gegee het, was heeltemal waar? Dink julle daai antwoord wat hy gegee het, was die regte antwoord gewees? Kom ons vra hierdie vraag. Het hy alles gedoen wat die Here vir hom gevra het? Wat dink julle? Het hy alles gedoen wat die Here vir hom gevra het? Ja, hy het. Sonder enige twyfel. Hy het gegaan na die berg Karmel, hy het vir die Here opgestaan en hy het soveel dinge gedoen vir die Here. Nou die volgende vraag is, het die Israeliete regtig die verbond verlaat? In die eerste plek, ja. Maar daar was 'n oomblik tussenin gewees, waar hulle erkenning gegee het, by die altare daar op Berg Karmel, waar hulle gesê het, die Here, hy is God, die Here, hy is God. So met ander woorde, daar was reeds mense gewees wat teruggedraai het na die Here toe. So, eintlik wil ek sê, Elia het so 'n bietjie oordryf, het hy nie? Hy het 'n klein bietjie geoordryf. Maar nou kom ons by die volgende vraag, was Elia die enigste een wat oor was? Nee, hy was nie. Een van die mense wat ons raak lees in 1 Konings 18, Obadja, het honderde profete weggesteek in verskillende grotte. En dan as ons bietjie verder lees in 1 Konings 19, dan vind ons hierdie gedeelte waar God sê, dat daar 7000 mense was, wat nooit, soos dit sê, die knieë gebuig het voor Baal nie. Met ander woorde, daar was nog gelowiges gewees in Israel, in daai tyd. So eintlik kan ons maar sê, Elia het 'n bietjie oordryf. Maar ten spyte daarvan het die Here na Elia gekom en vir hom gesê, gaan uit en staan op die berg voor die Here, en kyk, die Here sal weldra verbygaan. En so die Here tekens vir Elia gewys. Julle kan bietjie op julle eie gaan lees wat die tekens was. En elkeen van daardie tekens, dit was natuurlik, daar was 'n aardbewing gewees, daar was vuur gewees, kan nie die eerste een onthou nie, maar soveel tekens wat gegee was, maar in daai tekens was God nie teenwoordig gewees nie, behalwe een. Die Bybel vertel ons dat daar 'n gesagte gesuis was en dat Elia by die ingang van die grot gestaan het, omdat hy besef het dat die Here daar by hom was. Hierdie keer vra hy weer, Elia, wat maak jy hierso?
En so het Elia dieselfde antwoord gegee, presies dieselfde soos voorheen. Maar is snaaks so die Here vir Elia geantwoord het. Ons sou gedink het dat Elia die Here 'n redenasie met Elia sou gehad het op hierdie stadium, maar hy het nie. Hy het vir hom hierdie woorde gesê. Hy het gesê, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hazael as koning oor Aram, en Jehu die seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa die seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. Met ander woorde, gaan terug en doen die volgende werk wat ek van jou verwag. Hierdie gedeelte het my laat wonder. Is ons ooit op die regte plek waar die Here ons werklik nodig het? Kan hy ons nog gebruik, of kan hy my gebruik waar ek tans is? Of het hy my nodig iewers anders? Kan hy my gebruik al twyfel ek soms in hom, al verloor ek my geloof en identiteit in hom? Kan hy my nog steeds gebruik? Elia se storie leer vir ons 3 lesse. Les nommer 1, die feit dat wat ook al met hom gebeur het, wys vir ons dat dit kan met enige iemand gebeur. Enige iemand. Ons is nie gegarandeer dat ons dit sal misloop nie. Ons kan almal deur so 'n oomblik gaan, wat dit voel asof ons nie meer kan nie. Les nommer 2, sy storie gee vir my die bemoediging om te weet, dat ten spyte van die tye wanneer ek miskien depressief is, of geloof verloor het in hom, met ander woorde die Here, is die Here nog steeds by my. Hy sorg nog steeds vir ons, al sien ons dit nie altyd raak nie. En die laaste les nommer 3. Ten spyte van die feit dat ons in sulke tye onsself isoleer van God, van die wêreld af, van ons vriende en van ons kerk en van, kom ek sê maar, alles af, gee dit ons die hoop dat die Here ons nog steeds kanse gee om nog steeds vir hom te werk. Dit gee ons die hoop dat ons in sy oë nog steeds genoeg is. Nou, ek wil vir julle 'n illustrasie wys. Wie van julle weet wat hierdie is? Ek hoor nie. Is dit 'n lemoen? Is dit 'n narkie? Okay. Nie een van die antwoorde is reg nie. Dit is uit 'n Engelse naam, 'n clementine. Dit is iets tussen 'n lemoen en 'n narkie. Dis interessant. Hy skil af soos 'n narkie, maar hy proe soos 'n lemoen. Dis baie interessant. Nou, hierdie clementine, kom ons noem dit maar 'n lemoen. Ek dink julle antwoord was reg. Kom ons noem dit 'n lemoen. Hierdie lemoen verteenwoordig ons. Okay. Nou, en die skil verteenwoordig God. Dit verteenwoordig Jesus. En met hierdie skil wat ons het, soos wat Jesus in ons lewens is daar beskerming. Daar is 'n fondasie wat opgebou is. Ons het 'n identiteit wat ons hierin vind. God maak ons identiteit as kind, as sy kinders. En dan, as ek hierdie kan uithaal, het ons die water. Maar nie worry nie, ek sal nie mors nie. Maar
Die water verteenwoordig die lewe se omstandighede. Die lewe wat baie keer te veel kan raak, soveel so dat ons voel, ons sink dieper en dieper en dieper binne in dit. Nou, met die Here in ons lewe, dink julle ons sal staande bly? Natuurlik. Ons sal natuurlik nie sink nie, maar ons sal dryf. Ons sal ten minste bo kan uitkom. Maar sodra ek die Here uit my lewe uithaal, wat dink julle wat gebeur? Sien julle dit skil maklik? Dit vat net 'n rukkie. Maar met die Here in ons lewe sal ons staande kan bly. Ons fondasie is op hom gerig, is dit nie? Maar sonder die Here dink is dit nie moontlik nie. Julle sal nie glo hoe ryk dit nou nie. En ek probeer my bes om vinnig te maak. Maar ja, skil soos 'n nartjie, maar nie so maklik soos 'n nartjie nie. Ekskuus, daai is die nartjie se reuk. Maar sonder die Here as ons beskerming en ons fondasie sink ons. En dit is hoekom dit belangrik is om die Here as ons fondasie, as ons beskerming en ook hom deel te vorm van ons identiteit. Want sonder hom kan ons nie staande bly nie. En my gebed vir elkeen van julle is dat mag Jesus in ons lewens wees. Mag Jesus as ons beskerming en ons fondasie wees. Mag hy funksioneer deel van ons lewens. Mag hy deel vorm daarvan. Mag ek my identiteit as kind van God nie verloor nie, maar dat Jesus sal deel vorm daarvan. En natuurlik, ons as kerk, ons deel vorm as 'n gemeenskap. Ons vorm deel omdat ons daar is vir mekaar, ons ondersteun mekaar, ons dra mekaar op elke liewe oomblik. En mag ons daardie ondersteuning wees vir mekaar as medekinders van God. Want ons as kerk is deel van 'n gemeenskap. Of ek nou in Magaliesig is, of ek nou in Philadelphia is, of ek nou in Elosdal of Mountain View of Bronkhorstspruit is, ons elkeen vorm deel van 'n gemeenskap. En noodbelangrik ook, mag ons weet dat hy daar is vir ons, wanneer ons onsself in hierdie moeilike tye vind. En mag ons sy hand vashou en tyd met hom deurbring, wanneer ons moed wil opgee. Wanneer ons Jesus deel vorm van ons lewens, dat ons staande kan bly. Amen.